Goeiemôre aan julle almal. Dit is Sondag die 29ste. Heeltemal reg. Sondag die 29ste van Junie. Ons is nou op pad Julie toe en dan is dit een van die dae, is dit sulke tyd. Dan begin die warm weer kom. Nou ja, vanmôre gaan ons 'n bietjie nagmaal hou en ek het my glasie hier by my en my broodjie, so ek hoop jy's reg daarvoor. Is jy reg? Kom ons bid saam. Here, baie dankie vir 'n splinter nuwe dag. Dankie vir nog 'n geleentheid om die woord te kan bring. Here, my siel dors na U. Ek smag, Here, na U woord. Ek smag na die openbaring van U woord. Here, maak dit bekend sodat ek hierdie woord kan gee soos U dit wil hê. Ek kom, Here, en ek sê dankie dat U al my sondes vergewe het op die kruis. Vergewe alles, Here, wat ek al gedoen het in my lewe. Ek bely dit, ek erken dit. En dankie dat ek voor U kan staan, Here. Dankie dat U bloed my spierwit was, Here. So bid ek dan vir hierdie woord. Ek bid dit in Jesus se naam. Amen. Baie keer dan vra mense nou vir my, hoe kry ek nou die woord? Nou, mense gedagtes is dan wonderlike dinge. Jy weet, hierdie ding kom, daai ding kom, hier's 'n negatiewe ding, daai is 'n positief. Sit hier die nuus aan, dan kom hierdie gedagtes so na jou toe. En dan baie keer dan, as ek nou in die stort is, en val as dit so die winter is, en daai warm water kom so na my toe, en ek staan net so, en ek maak my oë styf toe, dan is dit asof ek net oorgee, en dan kom daar partykeer sommer net woorde na my toe, en die woord wat vanmôre na my toe gekom het, is die woord Jerigo. Nou ek weet, jy gaan onmiddellik dink aan 'n plek. Nou ja, dit gaan oor daai plek, maar snaaks toe ek dit nou lees, toe sien ek, daar was iets net voor Josua 6. Daar was iets, en ek wil bietjie fokus, dat voor die ding gebeur het daar iets gebeur. En ek wil vanmôre so bietjie daarop fokus. Nou ja, kom ons gaan 'n bietjie saam lees, en ek gaan so vir jou lees uit Josua 5 uit, en vers 13. En dan gaan ek na Josua 6 toe, wat die storie van Jerigo baie, baie mooi duidelik gaan hy vir ons daar wys. Nou kom ons lees. Ek gaan jou lees uit Josua 5 uit, vers 13. En terwyl Josua by Jerigo was, slaan hy sy oë op en kyk, en daar staan 'n man teenoor hom. Ek wil jy moet mooi hoor. Hy staan daar by Jerigo, en hy slaan sy oë op, en hy kyk, en daar is 'n man, merkwaardig. En hy het 'n ontblote swaard in sy hand. Met ander woorde, hy het sy swaard getrek. Die swaard is oop, verskoning. En Josua het na hom toe gegaan en hom gevra. Hier staan 'n man met 'n swaard in sy hand. Nou wil hy weet, hoor, gaan ons nou met mekaar beklei hier vandag. Behoort u by ons of is ons vyande? Ek wil net weet, waar staan ek met jou, meneer, wat die swaard getrek het? Ek sien jy het 'n plan. Jy trek 'n swaard. Dit lyk vir my jy's nou lus vir 'n geveg. En hy sê nee. Maar ek is die leerowerste van die Here. En ek het nou gekom. Is dit nie mooi nie? 'n leerowerste, wat beteken 'n leerowerste? Dit beteken ek is die hoof van 'n leergedeelte, van 'n weermaggedeelte van die Here. Ek neem aan, dis 'n engel van die Here. Toe val Josua met sy aangesig op die grond en buig voor hom neer en vra hom, wat wil my Here nou vir sy diensknegt sê? Interessant, die woord diensknegt beteken slaaf. Wat wil die Here vir jou sê? Hier staan 'n man van die Here met 'n swaard in sy hand. Verskoning. Toe sê die leerowerste van die Here, trek jou skoene van jou voete af. Klink dit nie bekend nie soos Moses? Want die plek waarop jy staan is heilige grond. Wow, die Here staan hier voor jou. Die boodskapper van die Here is hier. Luister nou mooi, spits jou oë in jou ore, dat jy mooi kan hoor en mooi kan sien. En nou kom hoofstuk 6. Maar Jerigo het die poort gesluit, en gesluit vanweë die kinders van Israel. Niemand kon in en uit gegaan het nie. Toe die Here vir Josua gesê, kyk, ek gee. Hoor mooi, toe sê die Here, waar is die Here? Dis die leerowerste wat met hom praat, dis die engel. Toe sê die Here vir Josua, kyk, ek gee Jerigo met sy koning en dapper helde in jou hand. Josua, weet jy waarvan ek praat? Ek gee dit in jou hand. Hierdie oorlog is klaar gewen. Here, wat sê jy vir my? Hoor mooi.
julle moet dan om die stad trek, al die krygsmanne, trek die stad eenmaal om. So moet jy doen vir 6 dae. Joshua, kry jou manne, 6 dae, met julle om die stad met julle trek. Om die stad met julle trek. Al wat het is gehoorsaamheid. Hier kom 'n profetiese aksie. En 7 priesters moet 7 ramshoring voor die ark dra. Maar op die 7de dag moet julle die stad 7 keer omtrek en die priesters moet op die horings blaas. En as hulle die lang geluide op die ramshoring blaas, as julle die geluid van die horing hoor, moet die hele volk 'n groot krygsgeskreeu aanhef. Dan sal die stadsmuur op die plek inval. Ek het altyd gedink, hy gaan omval, of binne toe val. Nee, die Bybel sê hy het ingeval. En die volk moet inklim. Dis 'n interessante woord. Van buite af moet hy inklim, soos 'n kar. Hy moet nie oorklim, hy moet inklim. Elkeen reg voor hom uit. Is dit nie wonderlik nie? Elkeen stap reguit in, nie 'n lang tou nie. As daai muur inval, moet jy inklim en reguit oorgaan. So het Joshua die seun van geroep om aan hulle te sê, neem die verbondsark op. Nou sê hy dit. Vers 10. En Joshua het aan die volk bevel gegee gesê, julle mag nie skreeu of as julle stem laat hoor en geen woord mag uit julle mond uitkom nie. Maar tot op die dag dat ek vir julle sê skreeu, dan moet julle skreeu. Nou ja, toe die ark van die Here om die stad getrek, 1 keer rondom en so het hulle so gekom, en Joshua die volgende môre vroeg klaargemaak, en hulle het weer gedoen. En die 7 priesters wat die 7 rangsmanne gedra het voor die ark van die Here gedurig geloop, vers 13, en geblaas op die horings, terwyl die gewapenes voor hulle geloop het, en die agterhoede het aan hulle getrek. So het hulle dan die 2de dag, en dan sê hy vers 15, maar op die 7de dag het hulle vroeg klaargemaak, toe die rooi dag uitkom, en die stad op dieselfde manier 7 keer omgetrek het. Interessant, 7 keer. Maar die dag het hulle die stad 7 keer omgetrek. En toe die priesters die 7de keer op die horings blaas, sê Joshua vir die volk, skreeu, want die Here gee die stad nou aan julle oor. Maar die stad met al wat daarin is, moet 'n brandoffer aan die Here wees. Net Ragab, die ene mag lewe, en sy en almal wat by haar in die huis is, omdat sy die boodskappers wat vir ons gestuur is, weggesteek het. Maar neem julle net in ag vir die ban, terwyl julle met banvoet getrek word, voor die banvoet neem nie. Vers 19, maar al die silwer en die goud en die koper en die ystervoorwerpe is heilig aan die Here, en julle moet dit by die skat van die Here kom voeg. Nou kom vers 20. Toe skreeu die volk, en hulle het op die horings geblaas, en toe die volk die geluid van die horing hoor, het die volk die groot krygsgeskreeu aangehef, en die muur het op sy plek ingeval. Het hulle hom ingeval. En die volk het die stad ingeklim, en elkeen reg voor hom uit, en hulle het die stad ingeneem. Wat 'n storie. Wat 'n storie. Ek wil hê 'n paar goed wat op my hart gekom het. Die Here het geweet, daar's 'n behoefte. Die Here het geweet, daai mense het daar kos en hulle het goed nodig. Hulle is buite die stad. Die mense binne die stad was veilig. Daar was goddelose mense binne die stad. En dan sê die Here, ek gaan Jerigo vir jou gee. Regtig, Here, hoe gaan dit gebeur? Here, ons het nie bomme nie. Here, ons het nie gewere nie. Ons het nie mortiere nie. Ons het nie handgranate nie. Here, hoe gaan dit goed? Nee, moenie worry nie. Ek sal vir jou sê, ek het 'n wonderwerk. I know the plans I have for you, says the Lord. Wat moet ons doen, Here? Maak net soos ek sê. Ja, stap 1 keer om. Elke dag, 6 dae, 7de dag, 7 keer omstap. Dan moet jy skreeu. Wow. Wie wat hoor ek? Ons grootste wapen is om na die Here te luister. Ek gaan dit weer sê. Ons grootste wapen is nie wat ons het nie, is wie ons het. Hy wat in jou is jou grootste wapen. En die 7de dag, prys die Here. Sê halleluja. Kyk wat gebeur. Jou vyande is bang omdat jy die autoriteit van die Here vat. Jou vyande is bang want hulle weet, as God vir jou is, wie gaan teen jou wees? En dan gebeur dit, die 7de dag. Kan jy dink, in die wêreldse geskiedenis het nog nooit so iets gebeur nie. Hulle loop 7 keer om. En dan skreeu hulle. En dan val die mure
in een. En hulle stap reguit in. En hulle klim in, sê die woord. Nog nooit het gesien nie. Ek weet nie of jy dit al gehoor het nie. Wat wil ek vanmôre vir jou sê? God weet wat jou behoefte is. God weet dit. Maar baie keer sê God vir jou, baie keer snaakse goed. Baie keer sê God vir jou, ek wil met jou tyd spandeer. Baie keer sê God vir jou, ek wil met jou praat, maar jy is so besig. Ek kon nou een oggend by manne van die woord, het daar 'n man gekom en ons 'n storie vertel. En hy het gesê, hy het dringend nodig gehad om met die Here te praat. Toe hoor hy 'n stem wat vir hom sê, gaan op die koppie. Gaan daar op jou koppie. Gaan sit daar op 'n klip, ek wag vir jou. Kom hy daar, hy sien niks, hy hoor niks. Ok Here, ek is nou hier. Hy hoor 'n stem, sê dankie dat jy gekom het. Stap saam met my. Stap Here, waarna toe? Stap saam met my. Daar stap hulle. Hy sê, gaan links om die boom. Here, wat is die verskil tussen links en regs? Luister na my, gaan links om die boom. Hier stap hy regs om die boom. Ek weet nie, net om snaaks te wees. Ag, wat is die verskil tussen links om die boom en regs om die boom? Die Here sê, ek kan nie met jou werk nie, want jy luister nie na my stem nie. Hy stap terug, hy gaan links om die boom. Die Here sê, dankie dat jy luister. Daar stap hy. En uiteindelik sê die Here vir hom, sit, ek wil met jou praat. En daar hoor hy die stem van die Here. En die Here praat met hom. Jy sien, baie keer het ons ons eie idees. Baie keer dink jy, die Here se stem is sommer net 'n illusie. Glo my, meneer, my juffrou, mevrou, ouma, ek weet nie wie jy is nie. Die Here wil graag met jou praat. Jy moet stil word. Jy moet stil word. Ja, ek weet, die Engelse gebruik die woord, dis 'n bietjie weird, né? Dit klink nie heeltemal lekker nie. Maar die Here praat deur sy woord. Die Here praat deur mense. Die Here praat deur WhatsApps. Die Here praat. Vanmôre praat hy ook met nagmaal. Dat Jesus gesê het, dis my liggaam. Breek dit, Dawie, want dis ek wat my liggaam vir jou gebreek het. Dis ek, Dawie. Vanmôre praat die Here en sê, vat dit, neem dit, eet dit. Sit dit binne in jou. Laat dit deel van jou word. Drink die wyn. Laat dit deel van jou word. Kom ons doen dit tot sy gedagtenis. En dan die wyn. Druiwesap. Maak nie saak nie. Dis die simboliek van die verbondsmaal. 'n Verbond wat Jesus met sy disippels gesê het, doen dit. Gee dit vir almal, wys dit. So dikwels as julle by mekaar kom, sê hy. Doen dit tot my gedagtenis. Kom ek en jy doen dit tot sy gedagtenis. Dankie Hemelse Vader, dat ons iets kan leer. As U sê, Here, ek weet wat 'n plan ek vir jou het. Help ons om te luister. Here, baie keer sê vir ons goed en dan dink ons, dit kan nie wees nie. Here, vanmôre gee ons 'n geloofstap. Sê, praat met ons, Here. Praat met ons, Here. Here, ons praat vanmôre met ons siekte. Ons praat vanmôre met ons probleme. Ons praat vanmôre met ons finansies, Here. Hulle is ondergeskik aan hulle wat onder ons is. Dankie, Here, dat daai mure inval. Dankie, Here, dat ons depressie, ons siekte, ons goeders wat ons saam met ons dra, ons probleme in ons land, Here, ek bid dat daai mure sal val, Here. Ek bid dit vanmôre in Jesus se naam. Amen. Mag jy 'n wonderlike geseënde Sondag hê. Weet dat Jesus jou baie lief het. Onthou, jou beste is nog op pad. Totsiens, tot die volgende keer.